Hallo almal, ons is besig om kos te maak. Ethan, wat gaan ons eet vanaand? Herderspastei. Dis reg, ja. En Heidi, wat is die boonste laag van ons herderspastei? Aartappels. Aartappels, fyngemaakte aartappels gaan op die bo op ons herderspastei. Terwyl hulle twee die aartappels skil vir vanaand se ete, gaan ek nog bietjie met julle gesels oor ons storie. Ons storie gaan oor Lazarus, een van Jesus se vriende. En Lazarus het baie siek geraak en Lazarus het dood gegaan. Martha en Maria, sy susters, was baie hartseer en hulle het vir Jesus laat kom. En Martha het vir hom gesê, Here, as hy hier was, sou Lazarus nie dood gegaan het nie. En Jesus het vir haar geantwoord met 'n baie belangrike ding. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. Gelukkig eindig hierdie verhaal op 'n baie goeie noot. Jesus wek vir Lazarus uit die doodheid op. En almal is so gelukkig om hom weer te sien. Maar ek het gewonder, hoe kan ek vir ons verduidelik van Jesus wat die opstanding en die lewe is, wat lewe gee? En toe dink ek, aartappels. Hoeveel keer kan ons die aartappels gebruik? Een keer. Een keer. As ons dit gesny het en ons het dit gaar gemaak, dan eet ons dit en dit is verby, nê? Ja. Maar partykeer begin daar iets gebeur met die aartappels voor ons dit kan eet. Heidi, wat gebeur met hierdie Hy aartappel? loop uit. Hy loop uit. Wat beteken dit, Ethan? Die aartappels besig om te groei. Die aartappel is besig om te groei en as hy mooi uitgeloop het, dan kan ons hom plant. En ons plant graag aartappels, nê? Ons Ja. plant baie keer aartappels. En hier is een van ons aartappelplantjies. En as jy mooi kyk, kan jy sien, wat's daai? 'n ou aartappel. Kom ons haal dit af. Hierdie is die ou aartappel. Lyk dit soos 'n aartappel? Nee. Nee. Wat het met die aartappel gebeur? Is hy nog mooi vol? Nee. Die aartappel verloor al die vleisies wat binne is, want dit word gebruik om 'n nuwe plantjie te vorm. En wat gebeur met die nuwe plantjie? Dit maak 'n nuwe aartappel. Dit word nuwe aartappels. Daar's 'n piepklein aartappeltjie en daar's een wat groei. So ons gaan hierdie weer net nou terugplant in die tuin. Jesus is dieselfde. Jesus het gekom en hy het gesterf aan die kruis vir ons. Hy is soos hierdie aartappel wat ons geplant het. En hy het gesterf. Die aartappel is dood. Ons kan nie hierdie ou aartappel eet nie, nê? Nee. Nee. Hy's verrimpeld en oud en selfs 'n bietjie vrotterig. Dis bietjie soos wat die lewe met ons maak. Jesus kom en hy vat ons soos wat ons is. En hy maak ons iets anders. Hy maak ons nuut. So wanneer hierdie ou verrimpelde aartappel nuut word, word hy 'n hele plantjie. En die plantjie gee kos vir goggatjies of wurmpies wat op hom lewe, maar nie net dit nie. Wat groei daar? 'n aartappel. Daar groei 'n nuwe aartappel. Die plantjie maak dat daar 'n nuwe aartappel kom, maar niks van dit kon gebeur het as God nie gekom het en gewerk het met hierdie aartappel nie. En dieselfde is met ons. God wil kom en ons as mense vat en ons lelike menswees wat ons is omdat ons almal sonde doen, vat en ons nuut maak, laat verander, laat groei. Net so groot soos hierdie groot aartappel. Aartappel is bietjie verskillend. Maar nie net dit nie, hy wil hê ons moet ekstra begin groei. Kyk al die worteltjies wat hier is. Kyk die nuwe aartappels wat groei. Daar word iets nuuts en iets wonderliks gemaak. En God kom en gee lewe. Jesus bring deur die feit dat hy aan die kruis gesterf het vir ons, maak hy ons nuut. Jesus is die opstanding en die lewe. Ons lewe omdat Jesus gesterf het. En ons moet groei, net soos wat die aartappel groei. As ons net die aartappel plant en hy vrot en daar gebeur niks nie, gaan ons nie baie gelukkig wees nie, nê? Nee. Nee, want ons wil die aartappels eet daarna. Maar as ons die aartappel plant en dit begin groei, is dit vir ons so lekker om die aartappels om die grond om te dobbel om die nuwe aartappels te oes en uit te haal. En hierdie aartappeltjie gaan ons weer plant sodat hy nog kan groei en nog groter kan word. Onthou hierdie week dat jy moet groei vir die Here. Jy moet 'n nuwe lewe lei omdat Jesus vir ons sê hy is die opstanding en die lewe. En wie in hom glo, sal lewe al sterwe hulle ook. Jy moet in jouself, in jou sondige natuur, daar al die gaga slegte goed wat jy doen, moet jy sterf. En ophou om dit te doen, sodat jy kan nuut word en 'n nuwe mens kan word tot eer van die Here. Ek wil hê julle moet gou julle aartappels neersit. Sit so 'n aartappelskillertjie op neer. Vir
vir die laaste hele klompie maande is daar 2 mense wat min of meer elke week 'n sondagskoolles maak vir julle. Hulle moet saam uitdink wat ons gaan sê, hulle moet saam werk en hulle is soos Jesus wat hulle aartappel geplant het en 'n nuwe lewe begin lei en vir ander mense iets wonderliks begin doen. Julle 2 doen sondagskoollesse saam met my al nou vir baie lank, nê. En die manier waarop julle saam met my dit doen, maak vir mamma se hart so wonderlik. En ek wil vir julle dankie sê. Dankie dat julle bereid is om dit saam met my te doen. Ek is baie lief vir julle. Geniet julle week en ons sien julle volgende week, hoor. Tata.